Die wye wêreld is soveel nader aan ons hier in die suide. Onder die skadu van die Tafelberg reis ons na verre lande binne 'n oogwink. Kom saam met my, Ilana Afrika Bredenkamp, op 'n Khoza Kiberreis. Vandag kuier ons in Asië en Europa. Ek dink ons het so 'n bietjie begin oplees toe ons nou hoor ons kom van Singapore toe en ek het eers gelees in een of ander boek wat deur experts geskryf word wat sê Singapore is Disney World with a death penalty. Hallo South Africa! My naam is Lila en ek bly in Frankryk. Wel, ek bly redelik ver suid in Frankryk, so ver suid as moontlik sodat ek nader aan Suid-Afrika kan voel. Ons begin hier op Khoza in die enigste stadstaat ter wêreld, die Republiek van Singapore. Ook bekend as die stad van die leeu, die tuinestad en die rooi kol. Singapore is een groot eiland met 62 klein eilande rondom dit. Dit is 'n globale finansiesentrum en een van die grootste en besigste containerhawens ter wêreld. Wel is hier wat ons die Gerbers opgespoor het. Marinda en Anton is albei van die Vaal-driehoek afkomstig. Wel, hulle het albei op Meyerton ontmoet toe hulle nog destyds vir Escort gewerk het. En soos sy mense vergesel het, het sy dikwels in Anton, toe 'n ingenieur, raakgeloop. Wel, hy het dit op 'n dag uitgevra, maar dinge het bietjie skeef geloop op hulle eerste date. Ons het gaan uit eet by 'n vriendin se restaurant. Ja. En lekker gekuier. Ek is seker 1:00 die oggend is ons uit die restaurant uit en ek het my motor gaan parkeer in die garage, toegesluit, alles. Die volgende oggend toe kom se oopmaak, toe staan niks in nie. En Anton bel my seker so 11:00 se kant, hy sê hy wil nou net seker maak, weet, dit was 'n lekker aand, maar ek begin toe huil. Jy weet nie hoekom huil ek, jy sê maar Ek dink nou maar, jy weet, alles het goed afgeloop, so wat het ek nou verkeerd gedoen? En dis my nuwe rooi kar wat ek met my eie geld gekoop het weg. ja, mens speel maar so vinnig die aand terug en dink, okay, maar ons het geëet en lekker gesels en alles het goed gegaan en toe is dit so 'n halwe siffer van verligting, so ek okay, is nie erg nie. Ons is toe 'n jaar en so 'n bietjie later getroud. Na die troue het hulle albei se loopbane floreer by Escort. Maar toe kry Anton 'n aanbod wat hulle lewens drasties verander. Hy het 'n posisie gekry by Anglo American in Pretoria. En net daarna, toe word ons aangebied om Brasilië toe te gaan. Dit hulle Hier, ek het op daai stadium vir Aniek Rooibos die Rooibos die mense gewerk en ek kry die oproep en hy sê, hoe sal jy daarvan hou om in Brasilië te werk? Ons het nog nie eendag teruggekyk nie. Ons is 2010 uit Suid-Afrika uit weg en ons is 3 jaar in Rio gewees. Ons is nou 3 jaar in Singapore en mense se kop gaan bietjie oop. Brasilië was moeilik, want jy moet Portugees leer. Hulle praat glad nie Engels nie. Die kinders se tweede taal op skool was Portugees. So hulle moes my help want hulle Portugees was baie vinniger beter as myne. Nou elke week hier op Khoza gesels ons ook met families wat ons mense wat in die buiteland woon agtergelos het. Ja, kyk Marinda, hulle is baie aanpasbaar. So met enige plek gaan hulle tuis voel. Sy sal byvoorbeeld gereeld as sy hier kom, dan koop sy vir haar moorgoedjies om saam te vat, wat haar ook weer herinner aan Suid-Afrika. Ek gaan dit so beskryf en sê dat hulle het nou 'n lekker huis wat hulle in bly. En vervoer is nie 'n probleem daar nie. Daar's busse en taxis. Jy kan enige tyd, enige plek heen ry waar jy wil. En ja, nee, ek dink dit gaan goed met hulle daar en hulle pas aan. By ons agterdeur hang 'n vuvuzela en 'n hoed en 'n hart. Nou, die hart is ons, jy weet, dis die hart van die huis. En die hoed is basies waar my hart is my huis en my hoed. En die vuvuzela is Suid-Afrika, want dis huis. Die vuvuzela, amper so bekend soos ons landsvlag. Wel hier op Khoza, stories van Suid-Afrikaners wat in die buiteland hulle hoedens ophang. Net na die breek, die Gerbers los die rustigheid van Suid-Amerika vir die bedrywigheid van Singapore. En hulle skrik vir niks, dan help hulle nog ander expats ook.
op Kosa kuier ons by die Gerber familie in Singapore. Nou oor die afgelope 6 jaar het hulle in 2 heel verskillende lande gewoon. Eers in Brasilië en toe in Singapore, waar die lewenspad teen 'n hele ander spoed verloop. Om die werkspermit goedgekeur te kry in Brasilië het omtrent 3 tot 4 maande gevat. Dit was een van die goed wat die tyd gevat het, so 3 tot 4 maande. Hierso was dit, ek het dit die Vrydag aansoek gedoen vir dit, en 'n week later die Maandag het ek hom gekry. So dis omtrent, jy kan maar sê 6 werksdae. Ons het die buitekant ons huis, ons wag vir die bus. Ons het nie vervoer, ons het nie 'n kar in Singapore nie, so ons maak gebruik van publieke vervoer. So dis busry en treinry en soms dit as ons lei is, ons is daar bus en ry ons taxi. Die lekker van busry is eintlik as ek net rondkyk om jou. Singapore is 'n ongelooflike mooi stad. Baie moderne stad. Party van die argitektuur is asemrowend mooi en ek kan nie help om te wonder hoe op dese aarde het hulle dit reg gekry nie. Anton ry elke op 'n bus toe en terug. Die kinders kry skoolbus. Maar dit is baie effektief. Hallo, my naam is Arno en wat nog lekker is in Singapore is dis verskriklik veilig vir tieners. So ek kan in die aand uitgaan en saam met my vriende uitgaan en ons kan 'n klomp goeders doen soos ons kan gaan fliek of net maar na die malls toe gaan. Die public transport is ook verskriklik goed, so ek kan die kans kry om alleen uit te gaan ook. So is baie bankers en is baie, kan jy sê, trading maatskappye wat ook hier is, en dan al die groot mynhuise het hulle hoofkantore hier. Hier is 'n ongelooflike hoeveelheid hoogs gekwalifiseerde jong mense, lokale Singaporeans. Vir enige administratiewe werk, so iets kan jy 'n hele klomp baie hoogs gekwalifiseerde mense kry. Die een ding is dis altyd baie warm hier. So jy weet ons, as jy kyk na die temperatuurprofiel deur die jaar, gemiddeld is 31 grade winter, somer, reg deur die jaar. Die humiditeit is altyd hoog. Mense ontdek sweet in plekke wat jy nie gedink het is moontlik nie. Ja. En dan die ander ding, dis die lewenskoste is baie duur. Ja, dis redelik hoog. As ons huis toe gaan, dan eerste ding wat ons bestel is skaapchops en T-bones. Goed, so ons is hier so by van ons Braziliaanse vriende in Singapore, en soos jy kan sien is ons besig met 'n braaivleis. Môre. Geoffrey met while we were in Rio in Brazil, and we've become, I was 20 kilos slimmer that time. and we became really good friends because of our love for boerewors. As jy kyk na rooi vleis hier, kan jy omtrent die randwaarde vat en jy kan dit in dollar omskep, en dit is wat jy betaal vir vleis per kilogram. Maar mense kan goedkoper eet ook. Ja, jy kan dit is baie meer om so te eet. daar's opsies. So jy leer om die opsies te benut wat daar is. Ek en Minja is vanoggend hier by Little India. Dis een van die wet markets op Singapore. Daar's 'n verskeidenheid van hulle beskikbaar. Dis basies 'n varsprodukte mark, so jy kan groente en vrugte koop, vleis, vis. En hierna gaan ons Chinatown toe. Daar kry jy seker 'n bietjie anderste produkte beskikbaar. So kom stap saam met ek en Minja, dan kyk ons wat winskoopies kry ons vandag. Kos is goed hier. Dit is ongelooflik goed. Die kwaliteit is ook goed. Alles word basies niks geproduseer in Singapore. Ek dink hier's 'n paddaplaas erns en hier's 'n bokplaas. Maar ek eet nie graag paddas nie en bokvleis sal ek beperk tot so nou en dan toe. So alles word ingevlieg. Ons is nou hier in Chinatown. Dis 'n bietjie van net 'n fish market. En daar kom kyk saam. Ek is in graad 5 en daar is amper 3000 mense, kinders hierso. En daar's baie tale wat hier so gemaak is. En hulle maak die beste ys. Wel, Marinda sê wel dat soos oral is ons Suid-Afrikaners eintlik maar baie klikkie. As president van die Suid-Afrikaanse klub is hy baie bedrywig. Sy reël veral funksies vir nuwelinge. So ons probeer so elke maand by mekaar kom en dan so 4 keer per jaar braai ons en dan ons 'n jaareindfunksie hierso so November maand se kant. En daar deel almal nogal graag raad. Jy weet,
Hoe werk die busstelsel? Wat se tipiese applikasies kry jy vir jou foon wat jy 'n taxi mee kan bespreek en jou busroete uitwerk? Waar is die beste plek om wat te koop? Tipies daai goedetjies wat mens maar half mis as jy hier land. So maklik soos wat alles werk hierso en georganiseerd is, kan dit partykeer nog 'n bietjie intimiderend wees. Maar nou dat hulle so tuis is in Asië, is daar ooit sprake van terugkeer? Ons is gewoond aan die diversiteit en jy het 'n keuse van hier waar ons is, 'n uurse vlug kan jy Bali toe gaan, jy kan Phuket toe gaan, jy kan in Maleisië wees, jy kan Thailand toe gaan. Suid-Afrika is jy bietjie meer afgesonder wat dit dan betref. Maar jy weet dit is 'n opsie wanneer dit gebeur, dan dit is wat ons verwag nie ons gaan vir altyd uit die land uit wees nie. So as dit gebeur dan gebeur dit. Ons pensioengeld lê in Suid-Afrika. Dis reg. Van Asië se sentrale hub Singapore toer ons vandag amper halfpad om die wêreld Europa toe. Hoog in die Pyrenees in die suide van Frankryk kuier ons vandag by die Ferrer familie. Ons het vir Lila gevra hoe sy by die skioord Les Angles in Frankryk in die Pyreneese berge beland het. Donkie jare terug het ek Frans geswat op maties. En ek wou 'n toergids word in die skone Kaap. Maar ek het besluit om Frankryk toe kom om my Frans 'n bietjie te kom oefen. En in die tyd wat ek hier was, het ek 'n Franse rugbyspeler ontmoet. Lang storie kort, ons is getroud. Maar 7 jaar later het daai storie in die skei-hof geëindig. En omdat ons 'n seentjie gehad het, het ek besluit om te bly in Frankryk. Dit was 'n baie moeilike besluit. Ek in my hele hart wou ek terugkom in Suid-Afrika toe. Maar ek het net gevoel, weet hy moet naby en albei sy ouers kan wees. En the God of second chances het my bederf met 'n wonderlike tweede kans. My huidige man, Stefan, is ook 'n Fransman. Merci beaucoup, bonne journée. Dis waar ons bly. Hier 'n afstap met daai straatjie. En heel onder gaan jy links, dan kom jy by ons doodloopstraat, ons cul-de-sac. En dit is 'n verskriklike klein dorpie, maar dit is verskriklik mooi. Okay, ons is op pad huis toe. En net daar agter is die straatjie waar ons afstap na ons huis toe. Weet jy, dis my gunsteling deel van die dorp. Met die saal vir die uitstallingsplaatsing waar ek uitgestal het. En hier 'n fonteintjie waar hikers hulle bottels kon maak. En iets wat nogal oulik is hierso, is in al die dorpe het jy sulke fonteine. Waar jy water kan drink. Ja, hier water hê. Dis die huis waar ons bly. Ons bly in die onderste deel. Baie klein, maar baie cozy. En hierdie is ons muur. At Organic Shop en Mousse de Canard. Ek was 22 toe ek Frankryk toe gekom het. En hierdie jaar word ek 40. So as jy sommetjies maak, sal jy sien dat ek nou omtrent net so lank in Frankryk bly as wat ek in Suid-Afrika gebly het. So ek kan nie na myself verwys as net Suid-Afrikaans nie. Ek is Afri-French. Die poire, pere, komkommer, tomate, haricots verts, bang, sja. Ons huis daar reflekteer dit ook. Ek praat Afrikaans met die kinders, is vir my belangrik dat hulle kan Afrikaans praat. Maar papa praat net Frans, so ons praat op basis van Afrikaans, maar ons gooi Frans en Engels daarin, sodat almal kan verstaan wat aangaan. Dis ons tipe van 'n galo. Comment s'appelle bête? Ons koffiespot. Comment s'appelle la bête? Maya. Maya. Maya, viens. Alors, petit des pattes avant, ok. Elle m'agresse là, je peux porter plainte si je veux, hein. Ek hou van Afrikaans, ja nee, is 'n lekker taal om te praat. Selfs as dit 'n bietjie moeilik is baie keer of maar.
Eintlik, ek dink het ek 'n groter patrioot geword so langer as toe ek van my land af weg was. Toe ek jonk was ek regtig nie mal oor Suid-Afrikaanse musiek nie. Nee, Kurt Darren. Kurt Darren. Ek wil huis toe gaan na mamma toe. Die rivier is vol met trane rol. Ek kan sing hierdie saam. 'n boekie back. Okay. En David Kramer. Welke Darren en David Kramer, net ingeval julle in die winter wil gaan ski in die Pyreneese berge, weet jy daar is groot aanhangers wat daar vir julle wag. Maar in die somer is die Faroe se buurt 'n wandelaarshemel met grotte en verskillende aantreklikhede vir toeriste. My work, I'm a guide to share a visit for a cave, a beautiful cave in French Pyrenees. And the region, it's just at the border for Spain and France. And it's a beautiful place, just in between the sea and the mountains. And for us, we live in the mountains in the French Pyrenees. Lila se dag begin in hierdie pragtige dorp vroegoggend en dis om haar kinders af te sien. Nou hier's 'n stukkie van haar storie wat Suid-Afrikaanse ouers nie sommer sal aanvaar nie. Sy sien hulle nie weer voor sonsondergang nie. Ek staan op so 6:10, gaan stort, ek eet alles, ek vat die bus so op 7:15. Dan begin my skoolklasse so 8:00 tot 4:30 en dan 5:00 kom ek by die huis terug. Gewoonlik op die skooldag hier so lank is eet hulle by die skole. Maar omdat Monica se skool so naby die huis is, net 100 meter weg, kom sy baie keer, die meeste van die kere eet sy by die huis en dan gaan sy weer terug skool toe en dan kom sy so 4:15 weer terug huis toe. So sy kom 4:15 terug en Leo kom 5:00 terug en dan begin ons familiedag eintlik eers saam. Everywhere in France, sport is not the same part than in South Africa, and I think it's good for each children to do sports all afternoon. And yeah. No, the day is really long. Yeah, and especially in winter. Lila se familie hou baie besig, maar dan is daar dae wat hulle net nie genoeg is nie. Ek sou sê wat ek die meeste mis van Suid-Afrika, behalwe die son en die klimaat en al daai, is definitief familie en vriende. En ons kinders word groot sonder eintlik familie. Hier, okay, jy het jou Franse familie, maar Monica het nie eintlik Franse familie nie. So as dit Kersfees is, dan is ons amper so 'n bietjie jaloers met al die mense rondom ons, jy weet, eet Kersete saam met familie en ons viertjies eet saam en is baie lekker, maar ons wens ons kan saam met ons familie wees en hierdie jaar gaan ons wees. Hey, look at the hair! Same hair! I think so. Lila, what color will your hair be in December? Jouna. Ja. Ek kan amper nie meer onthou hoe die wêreld sonder sosiale netwerke verkeer het nie. Kan jy? Toe ek 18 jaar gelede hier gekom het, was die tegnologie nie dieselfde nie. En was oproepe baie duur. Ek en my ouers het mekaar 1 keer 'n week gebel, 1 week hulle, 1 week ek. En dan kon ons 10 minute met mekaar praat. So duur was die oproepe. Het letterlik so vir die horlosie sit en kyk hoe tikkie minute verby. Ek belowe jou, hulle gaan baie vinnig. Nee, dit voel baie beter, baie meer reël, baie meer in kontak, baie meer reël die reaksies en die emosies en so wat oorgedra word deur die kamera en deur die fisiese gesprek en nie net boodskappe nie. Aha. Ek terselfdertyd is dit half maak dit myself hartseer, maar nou wil jy daar wees. Dis silly, nee? Ja, dis so. Yes, maar ja, dis waar. Laat jy so vir Mimi vashou en wil ek haar 'n drukkie gee. Ja. Kom Mimi, kom ek gee 'n drukkie. Julle is ingeskakel by Koza, die program wat Suid-Afrikaners opspoor in die buiteland.
Al 'n bietjie later gesels ons meer oor ons Afri-Frans storie. Hier op Kousa kuier ons by Lila Frerer, haar Franse man Stefan en haar kinders in die skioord Les Anglais in die Franse Pyrenees. Nou Lila het maklik geleer Frans praat, maar hierdie skrywer, digter en skilder wou haar Suid-Afrikaans wees behou. So 2 jaar gelede het ek die bevlieging gekry om 'n boek te skryf. Ek was altyd baie lief vir skryf. En toe het ek soos rooiwyn geskryf. Dis 'n boek wat praat van my lewe in Frankryk. Dit praat oor die kultuur en kos en die wyn en so 'n klompie filosofie en allerlei lekker goed. En dit was 'n great ervaring, want dit het regtig op 'n manier gehelp om my identiteitskrisis uit te sorteer, om my te laat verstaan dat dit nie 'n krisis is nie, maar dat dit 'n asset is. En dan in Frankryk is waar ek myself leer ken het, waar ek ontdek het dat ek 'n kunstenaar is. Ek het hier ontwikkel in my skilderkuns en ek het hier begin skilderye verkoop. Ek het nou onlangs 'n fantastiese uitstalling gehou wat my net weer eens laat verstaan het dat dit is die rigting waar ek moet beweeg, dit is wie ek is. Maar as ek môre kan terugkom huis toe, dan sal ek mis Suid-Afrika so baie, so verskriklik baie. En nou dat sy besef dat sy 'n goeie mengsel van Afrika en Europa is, hoe kom haar man oor die weg met sy Afri-Franse vrou? To live with Lila, it's amazing, and she's so sparkling and creative personality, and for the roots, we have two identity in this family, one in French and South African, and we mix all the time. Food, what is way of life, everything, and it's a chance for us to have a two nationality. Maar die groot Kousa vraag, waar lê jou tuiste nou eintlik? Mimi, waar sou jy graag wil bly? Hier waar ons nou bly in Suid-Afrika of les deux? Of al twee? Al twee. Jij, Leo? Frans. Et toi, mon amour, tu préfères vivre où, toi? I don't know. I don't know South Africa. For me, it's just for holidays, but I wish one day, I hope, experience in South Africa, and just to share good times and just to know more South African people. Jy het my gegryp van die rak, my blaaie geskeur, my meegesleer in jou soeke na nuus, sensasie. Ek was joune vir 'n dag. Tot die krekels kom lê op 'n hoop, gekoop om 'n oomblik te koester en dan te stroop van my stukkie siel wat jy plak teen jou mure. Vermorste ure van koerantpapierliefde, vol ou nuus. En dan los ons vir Lila en Stefan Frerer in die suide van Frankryk, hoog in die Pyreneese berge. En hiermee is ons program amper tot 'n einde. Maar voordat ons loop, ons program is vinnig aan die groei. Kousa is ons mense se tuiste, nie net hier nie, maar ook op die net. Dit is soos 'n familie wat uitbrei wêreldwyd. So elke week wys ons vir julle 'n videopostkaart van iemand in die Kousa netwerk wat al voorheen hulle storie vertel het. Ons Afrikaans is baie swak, maar ek wil dankie sê vir Kousa. Dit was 'n baie goeie show en ek wil vir al die Suid-Afrikaanse mense wat iewers anders bly, Kousa is 'n baie goeie show en jy kan ietsie vertel. Jy moet nie goeie Afrikaans praat. Ons praat baie swak Afrikaans. Baie swak. Baie. Maar ek hou baie van die Afrikaanse taal en my Afrikaanse familie. Ek kan nie vir my eet. Baie dankie. Bye bye. Ciao.
En op so 'n mate kom ons aan die einde van vandag se Kuberreis. As jy weet van iemand wat landuit is, skryf vir ons. Vertel ons van jou storie, 'n familielid of vriend se storie. Skryf gerus vir ons. admin@visioninafrica.co.za. Ons webwerf is viatv.co.za. Soek vir Koza en Via TV op Facebook, YouTube, Instagram, Google en gebruik die hitsteken Koza Via. Wel, tot 'n volgende keer van my Ilana Afrika Bredenkamp, wanneer ons weer Suid-Afrikaners opspoor in die vreemde lande wat met passie voortleef. Tada!